Kom ons gee hierdie eie 'n nuwe tuiste. Ek het hulle 'n tydjie terug in hierdie eierboks geplant. Die ander is pragtig. Ek gaan vir julle so oor 'n rukkie wys. Maar ek is besig. Hulle lig nee, ek gaan hulle nie seermaak nie. Hulle lig verskriklik maklik op. En nou gaan ek dit in 'n nuwe tuiste sit. Hierdie spasie is al reeds voorberei. Lekker diep en sagte grond. En ek plaas dit net daarin. En dan hier het ook 'n openingkie. Hier het ek 'n openingkie. Want ek soek spasie vir my eie. Hier het ek al reeds 'n paar ingesit. Kyk hoe pragtig pronk hulle. Ek hoop hulle gaan hulle nuwe tuiste geniet. Maar kom ons sit gou die ander ook oor. Ek werk met een hand, vriend. Soos altyd, julle weet mos, ek maak dit geen sin seer nie. Ek wys net vir julle. Ek vat dit versigtig om die nekkie en lig dit liggies. Kyk hoe pragtig lyk dit. En ek sit dit in sy nuwe tuiste. Die ander enetjie uit daar, nog enetjie. Versigtig uit daar. Kyk, versigtig. En ek hoop hierdie een gaan ook sy nuwe tuiste geniet. Is daar nog 'n openingkie? Nee, ons maak dit net gou toe. En dan gaan ek dit met 'n fertilizer. Ek gaan vir julle so 'n rukkie wys wat die fertilizer is wat ek hulle mee gaan voed. Nee, hierdie enetjie is nie reg toe nie. Een hand werk jy altyd nie, maar wat kan jy maak? Jy kan nie laat jou goedjies agterbly as jy nie help het nie. Doen jy goed self. En jy gaan trots wees en bly wees vir die uitkomste. So, hier is nog tweeetjies, die enetjie en die enetjie ek wonder. Ja, daar's nog tweeetjies wat nog 'n tuiste moet kry. Maar in hierdie kan het ek plant food organic fertilizer wat ek net gou wys. O, dit is verskriklik na die reën. My area is altyd so deur mekaar met die wind wat alles omwaai en die blare wat so droog en snaaks lyk wat ek nou afknip en in hierdie drom wat ek net gou vir julle die drommetjie wys. Het ek al reeds 'n klomp ingegooi. Maar vriend, ek is nog nie klaar nie. Besig om die siekblare te verwyder. Hier is 'n klompie van die eie wat ek julle gewys het. Verskriklik mooi. Hulle is gelukkig in hulle area. Daar oorkant is ook soos julle kan sien. Hier het ek 'n paar Swiss chard wat aan die groei is. So 'n bietjie in die sonnetjie gesit. Na die reën soek hulle so 'n bietjie hitte. Net soos ons mense, ons wil warmte hê. So hulle soek ook 'n bietjie. Wag, hier is die plant food sea grow organic wat ek hier ingemeng het. Dat ek net gou my eie water gee en dan gaan ek julle iets anders vertel wat ek net nou ontdek het. Ja, gooi ek nou nat. Ek het net nou hierdie is 'n bietjie wat noem jy dit, peppers wat ek oorgeplant het. Ek hoop tog maar hulle gaan hulle ding doen en vir my wys wat in hulle steek. Ja, ek laat die keuse maar altyd aan hulle oor. As hulle wil hulle. As hulle nie wil hulle nie. En hier is ons pragtige marigolds. Soos ek altyd sê, dit is vir my kykers. So 'n treat vir hulle. En laat ek net gou hierdie kant toe kom. Weet julle wat het ek hier ontdek? My potte, my plantpotte, my containers het my regtig waar geflous. Ek dink my plante het genoeg water. Maar toe ek net hier rondom die grond losmaak, vind ek uit die grond is verskriklik droog. Kyk daar, hoe laer ek afgaan, hoe droër word my grond. Wat vir my sê,
Ek moet verder die grond rondom hierdie kool losmaak. Lekker losmaak. Hier is die selige val. Hier is die selige val. Kyk hoe droog gesit. Lekker losmaak en dit nat gooi met hierdie selfde plant food organic fertilizer. Maar vriend, ek is maar so besig hier gedurende die dag. Hier is pragtige garlic van my wat so mooi groei. Ooh, ek hoop ek gaan garlic oes en ek gaan vir julle op hoogte hou. Maar hierdie tuin soos hy hier is, hierdie tuin soos hy so is, vriend, wil ek heeltemal verander. Met die tyd heeltemal verander, maar soos die proses aangaan, sal ek vir julle wys. Ek werk net te ongemaklik. Ek besef nou dat ek alleen in die tuin werk en dat my energie my so 'n bietjie in die steek laat. Sommige dae voel ek nie so 100% nie. En nou besef ek moet dinge vir myself makliker maak. En ek besef dit al meer. Eie spring onions, snapdragon, marigolds. Ja, en ek dink ek moet hierdie area maar verklein. Dit is wat ek dink. Ek dink dit is reeds klein, maar ek dink ek moet dit kleiner maak. O nee. Of wat ek moet doen, ek kan dit met die containers kan ek dit opvul en die grondarea kan ek 'n bietjie kleiner maak. Ja, o nee, vader. Hier het ek wil nie aan dit vat nie, maar hier het my lettuceplaartjie gebreek. En nou lê hy oor die ander ene. Ek sal maar kyk wat ek daar kan doen. Hier is mos die ander vyeboom. Ek weet nie wat sy plan is nie, maar ons sal maar sien. Sien wat ek praat van na die reën. Ek kan nie op my lauwere rus nie. Ek moet rond staan en reg staan. Kyk hier. Kyk hierso. En as 'n ding nie werk nie, moet ek hom uithaal. Nee, wat? Ek moet dit uithaal en iets insit wat werk. Ja, nee. Kom ons kyk gou hier. Dis 'n gesonde kool. Hier is 'n pineappel en nog 'n pineappel en wat Mary van Rocks Farming of Farming on the Rocks vir my die ander dag gewys het in haar video is dat 'n mens kan hierdie blare of iets kan jy afknip en dan om beter rondom die plant te werk. So, dit is wat ek gaan doen. En as ek dit klaar gedoen het, gaan ek vir julle wys. Ek kan dit nou ongelukkig nie wys terwyl ek besig is om nou te video nie, want ek werk met een hand. Dit is net een hand van my wat nou werk. Maar ek sal vir julle op hoogte hou, moenie worry nie. Maar geniet julle dag. Ek is Maggie vir die nuwelinge. Ek vergeet amper. Vir die nuwelinge, ek is Maggie. En my wees welkom. Ek is hier in die Oos-Kaap, Port Elizabeth. Gister het dit gereën, vorige dag het dit gereën, vandag skyn die son. Fantastiese weer. Dit is hoekom ek so rond staan. Ek geniet die weer. Ek hoop julle gou ietsie wys. Gou ietsie wys. Hier is ook 'n marigold. Ek gaan hier verby beweeg. Daar's hulle. Pragtig. Hier is ook. Hier is ook enetjie. En hier onder is ook ene. Kyk daar. Kyk daar. So dit is hierdie is die
lemon tree, die suurlemoenboompie, wat ek aan die lime tree, die lemmetjieboom, gejoin het. So 2 jaar gelede, julle kan dit sien hierso. Dit was net 'n klein stukkie stompie wat ek hier aangejoin het aan my lemmetjieboom. En dit het gegroei en later blaartjies gekry. En nou pronk hy dan nou die beste in die tuin. Natuurlik omdat dit sy tyd is. Maar ons gaan wag vir die lemmetjieboom om ook weer sy deel te doen hier in die tuin. Maar weet vriende, my tuin het suksesse en dit het verlore. Hoekom ek so sê, my boontjies wat ek hier geplant het, kyk daar, so geen boontjies nie. My koon, my mielies wat hier gestaan het, julle weet mos, hierdie wat my gereeld volg, en ek het gesê, ek weet nie of dit gaan survive nie, want dit is so anders te gelyk. Maar dit het nie survive nie. Toe ruk ek dit uit in hierdie area vir my meer werkbaar te maak. Hier waar ek nou die peppers en die eie ingeplant het. So, my aardappels is nie suksesvol die jaar nie. Die tweede poging aangewend in hierdie area. Eerste poging was duidelik nie suksesvol en ek het julle dit ook vertel in 'n vorige video. Ek het weer geplant, is net hierdie tweeetjies wat uitgekom het. So, dit is maar soos die lewe gaan. En daai pad daar oorkant het ek 'n paar aardappels, so ek hoop en vertrou dat dit iets sal doen. Sal julle op hoogte hou. Gaan julle alles wys wat hier aangaan. Alles. Suksesse en verlore, die wen en verlore. Maar laat dit met julle goed gaan. Oeps, laat ek net hierdie kan uit my pad uitkry. En maar voortgaan met die skoonmaak. Al hierdie bottels moet opgevul word, want die tank is so vol van die reën en dit het oorgeloop. So hierdie bottels moet vol reënwater gemaak word en dan is my werk om hier skoon te maak, mense. En ek gaan seker die res van die dag hier besig wees. Mag dit met julle goed gaan. En dankie vir julle geduld. Tot 'n volgende keer. Totsiens.